Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende Sabbatskoolles. Vandag is ons by les 4 van die tweede kwartaal. Die titel van ons les vandag is Hy leef. Die geheelteksvers kom uit Markus 16 vers 15 en hy het gesê, gaan die hele wêreld in en preek die goeie nuus aan al die skepping. Die boodskap is dat ons God dien wanneer ons vir almal vertel dat Jesus leef. Het jy al ooit baie goeie nuus gehad wat jy wou deel? Miskien kon jy nie wag om vir iemand te sê nie. Maria Magdalena was van die eerste mense wat geweet het dat Jesus opgestaan het en sy kon nie wag om die res van die wêreld te vertel nie. Dit was Sondagoggend na die hartseerste Sabbat van Jesus se disippels se lewens. Jesus het net 'n paar ure gelede doodgegaan, toe die son gesak het Vrydag. Sy arme volgelinge het hom begrawe in 'n graf wat behoort het aan Josef van Arimatea. Toe het hulle huis toe gegaan om die Sabbat te hou. Die vrouens wat by die kruis was, wou baie graag Jesus se lijk behandel met kruie en lekker ryk olies. Hulle het gevolg en gekyk hoe die mense hom in die graf gesit het. En hulle het gesien hoe die swaar klip voor die ingang gerol is. Hulle het ook op die Sabbat gerus. Maar toe die son opkom Sondagoggend, het hulle vinnig hulle gehaas na die graf toe. Hulle het al hulle speserye en lekker ryk olies by hulle gehad, want hulle wou dit graag op sy lyf sit. Wie gaan die swaar klip vir ons wegrol, het hulle nog gewonder, terwyl hulle nader gestap het. Hulle het nie geweet, dat daar al reeds 'n engel in die graf was nie. Met 'n magtige aardbewing het hy die klip weggerol. En toe het hy Jesus geroep, in die naam van sy Vader. Die vrouens het gebewe, toe hulle sien dat die graf oop is. Hulle het hulle moed bymekaar geskraap en binne gekyk. 'n Engel wat skyn met die glorie van die hemel het met hulle gepraat. Moenie bang wees nie, het die engel gesê. Ek weet julle soek vir Jesus, maar hy's nie hier nie. Hy het opgestaan uit die dood, nes hy gesê het hy sal. Gaan vinnig en vertel vir sy disippels. Jesus is op pad na Galilea. Julle sal hom daar sien. Kan jy jou indink hoe geskok hulle was? Na wat gebeur het in die laaste paar dae, het die vrouens nie geweet wat om te dink nie. Die Bybel sê dat vrees en vreugde het hulle gevul terwyl hulle gehardloop het om vir die ander te vertel. Kan jy sien hoe hulle die speserye en die lekker ryk olies langs die pad laat val? Kan jy sien hoe hulle hardloop terug na die dorp toe, so vinnig soos wat hulle voetjies hulle kan dra? Dink jy hulle was vol energie? Natuurlik was hulle. Dink jy hulle was entoesiasties? Natuurlik. Niks kon hulle stop nie. Hulle moes hierdie goeie nuus deel. Jesus het opgestaan uit die dood. Weet julle dat ons dieselfde eer het om hierdie boodskap te deel? Ons kan dit deel met die wêreld vandag. Voordat Jesus die aarde verlaat het om terug te gaan na die hemel toe, het hy 'n laaste boodskap vir sy disippels gegee. Gaan en maak disippels van alle nasies, het hy gesê. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is jy reg om die wêreld die goeie nuus van Jesus te vertel?